Maar het is 'n voorreg en dit is lekker vir my om vanoggend hierdie woord te bedien. En vir die mense wat besoekers is, het gaan nie elke Sondag so nie. Maar dit is 'n voorreg en ek dink dit is 'n eer. En ek dink die boodskap wat ek graag vanoggend vir julle wil bring, is juis iets wat gaan rondom 'n Vader. Maar voor ons daar kom, dat ek net vra dat ons oë toemaak en die seën van die Here oor vanoggend se boodskap sal spreek. Vader, dankie dat ons in die naam van Jesus kan kom. En Here, dankie dat U my lippe sal salf vir dit wat ek spreek, dit wat ek sal sê. Here, dat dit direk uit U hart uit sal kom. En Here, dat U my net sal gebruik as 'n instrument. Maar Vader, so vra ek dat elkeen van ons wat ons, soos ons hier sit, ons as vaders, toekomstige vaders, Here, dat ons harte sal oopmaak om te ontvang dit wat U vir ons wil sê vanoggend. Maar die belangrikste daarvan, Here, is dat ons dit sal toepas ook in ons lewens. Wat 'n voorreg is dit vir ons, Here, om vaders te kan wees en om heersers te wees oor 'n gesin wat U vir ons gegee het. Maar Vader, dat ons U by die hand sal vat en vir U kan vra, lei ons, help ons, gee ons die wysheid en insig om dit te kan doen, soos wat U wil hê dit gedoen moet word. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kyk, dit is vir my 'n voorreg om vanoggend hierdie boodskap te kan bring. En ek het ook al 'n rukkie uit na om hierdie boodskap te bring. Ek was so bevoorreg gewees om 'n manne naweekkamp by te woon so 'n paar maande terug. En daar was vir my gevra om juist 'n boodskap vir die manne te bring. En ek het regtig vir die Here gesit en gebid. En die Here het vir my woord gebring wat ek vir met die manne kon deel daai tyd. En dit het goed gegaan en die manne was aanvanklik, om het so te stel. En ek het net gevoel, dis is iets wat ons dalk vir ons manne ook moet deel. Die boodskap wat die Here op my hart gelê het. En ek dink die boodskap daai tyd het gestrek oor 3 sessies. Ek gaan nou probeer om daai 3 sessies in 'n halfuur in te druk. Maar die boodskap wat die Here vir my gegee het was om te praat oor 'n man na God se hart. En 'n vader na God se hart. En dan 'n man, so 'n getroude man na God se hart. Dis 3 dele van ons as mens, as mans. Wat ons eintlik werk mee, of wat ons mee daagliks te doen het, is om 'n pa te wees. 'n man vir jou vrou te wees, maar ook om op te staan in die samelewing as 'n man. En so ja, die boodskap vanoggend, soos hulle afgeleid is, 'n man na aan God se hart. Dit is vanoggend se tema. En ek gaan vanoggend baie terug verwys na die lewe van Dawid. Ek dink hy's 'n baie goeie voorbeeld. En baie terug na vir hom verwys, en ek wil graag hê dat ons Bybels oopmaak op ons selfone, op ons Bybel apps. Ons gaan na Handelinge 13 vers 22. Handelinge 13 vers 22 sê, nadat God hom verwyder het hy Dawid vir hulle as 'n koning voorsien. Van hom het God getuig, ek het Dawid die seun van Isaai gekry. Hy is 'n man na aan my hart. Hy sal alles doen wat ek wil hê. Die vraag wat ons vra is, wat beteken dit vir 'n man om 'n man na aan God se hart te wees? En ek dink, as ons kyk na die lewe van Dawid, is dit eintlik een van die mooiste, direkte voorbeelde wat ons as mens kan hê, mans kan hê, om soos Dawid ver van 'n perfekte man te kan wees. Hy was glad in geen opsigte perfek nie, maar tog het God hom nog steeds genoem 'n man na aan my hart. En ek dink ons lewe juis vandag in 'n wêreld, in 'n tydperk, weet elke dorp, elke hoek en draai het 'n gym. Die manne gym, en ek dink ons lewe in 'n tydperk waar baie man se identiteite lê in homself. Hoe hy homself sien.
En weet ons as mans moet sterk wees en ons moet reg staan en weet ons kyk na ons uiterlike. Maar God is anderste. God kyk na die hart. En ek dink dis wat God na Dawid gekyk het en gesê het, wat hierdie is 'n man na aan my hart, want God het sy hart gesien. Ongeag wat Dawid alles gedoen het, God het na sy hart gekyk. En op die ou end van die dag kom dit neer, en dit is God is a heart-to-heart person. Dis iets wat God wil hê, ons moet naby aan hom kom, naby aan sy hart kom. Ons self oopmaak, sodat hy kan interaksie kan hê met ons harte. So die wêreld kyk na buite uiterlike dinge, na menswees, maar God kyk na die hart. God soek nie, God kyk nie na 'n perfekte mens nie. Maar daar is nie so iemand nie. Maar ons kan 'n goeie hart hê, wat toeganklik is tot God. Nou vir my, as ek moet kyk na 'n perfekte man, as ek moet dink aan 'n man wat homself sien as perfek, dan sien ek eintlik 'n man wat vol is van homself. En 'n ou wat vol is van homself is prideful. As 'n man wat dink hy het niks nodig rondom hom. Maar as ons kyk na die lewe van Dawid, sien ons 'n heel ander prentjie. 'n Man wat dag en nag afhanklik was van God. En ek dink dit is ook baie van ons manne wegskram van God af. Want die manier hoe ons onsself sien, dink ons dit is hoe God ook na ons kyk. En dan skram ons weg, want ons weet ons is nie perfek nie. Ek sien baie keer as iemand op Facebook, dan kan sit Facebook ons nou hierdie ding op van wat in 'n verhouding met hierdie persoon. En dan sien ek baie keer die mense kom en sit. Dan sê jy het nou die perfekte ou, of jy het nou die perfekte vrou. Maar weet jy wat, daar is niks soos perfek. Ons kan werk daartoe. Maar as 'n ou kyk na ek is perfek, dan dink ek is daar 'n probleem met ons harte, want nou raak ons prideful. En ek dink is hoekom mense baie mans juis wegskram, want hulle gaan aan met hulle lewens, want hulle weet nie hoe om hierdie situasie, hoe ons situasie van hoe ons onsself sien, kan uitdra en voor God kom, omdat ons skuldig voel oor hoe ons onsself sien. En ek dink, dit is wat die wêreld vir ons wil gee. Die wêreld gee vir ons, ek kan sê, 'n prentjie van hoe 'n man moet wees. Jy moet hierdie cologne dra, want jy sien, die girls gaan agter jou stroom. Jy moet jou hare so sny. En kyk 'n bietjie wat is die trend in die wêreld. Dit is al, een ou se hare so sny, is almal so. En ek sê bang, vandag se jong mense gaan almal soos Vikings lyk. Want almal sien ek deesdae skeer, hulle hare langs die kant en is net so bol hare op die kop. Lyk soos erg gesny man. Scary. Maar dit is 'n groot leuen. Dis 'n groot leuen wat die wêreld vir ons mans indra. En ons sien dit en ons hoor dit en ons dink ons moet dit doen om in te pas. Maar dis alles uiterlike dinge. Dis goed wat die wêreld na kyk, wat mense na kyk. Maar God kyk nog steeds na ons harte. God wil juis nie 'n perfekte man hê nie. Hy soek die onperfekte om nader aan hom te trek. En ek wil hê ons moet weer daai versie lees met die gedagte aan Dawid, wat nie perfek was nie, wat baie teruggemaak het in sy lewe. En kom ons lees Handelinge 13 vers 22 weer. Hy sê daar, nadat God hom verwyder het hy Dawid vir hulle as koning voorsien. Van hom het God getuig, ek het Dawid, die seun van Isaai, gekry. Hy is 'n man na my hart. En dan die gedeelte wat ek wil highlight is, hy sal alles doen wat ek wil hê. 'n Man wat onperfek is, wat homself nie roem op homself nie, wat nie 'n prideful hart het nie, sal nie dinge uit homself doen, hy sal dinge begin doen wat God wil hê hy moet doen. En ek dink dit wat uitgestaan het in Dawid se lewe. Dawid was nie net 'n man na God se hart toe, hy was 'n man wat gedoen het wat God wil gehad het om te doen. Want sy hart was reg.
So hier's goeie nuus en die slegte nuus wat ek graag vanoggend met julle wil deel. En julle weet maar, dit werk so dat as nou iemand toe gaan en sê, hoor ek het goeie en slegte nuus, dan wil die ou altyd die slegte nuus eers te hoor. Want die goeie nuus sal dalk opmaak vir die slegte nuus. Nou die slegte nuus is, as ons aanhou, ons mans aanhou doen hoe ons voel, hoe die wêreld wil hê ons moet wees, om in te pas, gaan ons baie uitmis op die seëninge van die Here. Ons gaan baie blessings uitmis, want jy kruip weg vir God. En ek dink dit is juist daar waar mans nutteloos en niks werd voel nie. Want ons pas nie in by die lewe, ons pas nie in by my werksplek nie, ek pas nie in my dorp dalk nie, ek pas nie in my vriendekring nie. En dis waar ons begin onttrek, wegkruip. En die ergste van alles, ons kruip weg vir God. En dis juist daar wat God wil hê, ons na vore toe kom. Nou as dit die slegte nuus is die goeie nuus, die Here weet, jy is nie perfek. Ek dink is goed om vir jouself in die oggend op te staan, en as jy klaar gestort het, om die speeltjie van die venster mooi of die spieël skoon te maak, en daar te staan en sê, Here, ek weet, ek is nie perfek nie, maar ek weet, U het my nog steeds lief. Om daai goed vir jouself te spreek en te glo. Die Here ken jou situasie, hy ken jou menswees. Hy weet ons is nie perfek nie. En is juist hoekom hy so lief is vir ons, want hy weet ons in ons onperfektheid sal ons doen wat hy wil hê ons moet doen. Want die ou wat prideful is, ou wat alles weet, kan in elk geval alles op sy eie doen. En dis nie wat God wil hê nie. Die Here sal liewer 'n onwaardige, onvolmaakte man met 'n gewillige hart, 'n liefdevolle, berouvolle hart, nader aan hom trek. As 'n ou wat soos Goliat daar gestaan het, prideful. En ek weet, as ek hierdie ware verhaal van Goliat en Dawid lees, weet jy hoe baie dinge staan na vore, wat ons as mans kan leer. En ek dink baie van ons as mense, die grootste probleem van ons mans is, ons harte word verhard. As gevolg van dit wat ons nie kan behaal nie, die nutteloosheid. En baie keer van ons is dalk seer gemaak op skool, as jong man. Miskien is daar van ons wat in ons ouerhuis, deur 'n vader of 'n moeder afgebreek is, deur vriende afgebreek is. Weet jy baie keer hoe baie laatmiddag ry ons huis toe. Want ek baie stil in die bakkie is of in die kar sit. As ons teruggekom het van 'n visvangkompetisie af, my penmaat het meer vis gevang as ek. Dit raak aan ou, want jy begin dink, jy sê, kan ek vis vang? Jy begin twyfel in jouself. Ja, Nico. Hy vang meer vis as ek. En dan sê hy by sy visstok en hy gesels met almal op die oewer. Maar dit maak tog 'n impak op jou. Jy voel nutteloos, jy voel werkloos, veral by die werksomstandighede, as mense dinge dalk behaal en jy sukkel. Dit raak aan jou as mens, as man. En dis waar ons begin terugtrek, en as jy nie na jou hart omsien nie, begin dit verhard. En dan word dit soos klip. En die probleem is, God kan nie met 'n harde hart werk nie. Niks kan groei in 'n harde hart nie. Iets moet gebeur. Nou, om terug te bring, wil ek julle 'n verhaal vertel van toe ek in die polisie was, het dinge gebeur, van ons wat dalk in die diens was sal verstaan, het dinge gebeur, omstandighede en tonele en alles, dinge gebeur wat jou as mens aanraak, wat jou hart maak, seer maak, en van so af wat jy mense nie kan vertrou nie. Nou ek was een van die manne wat met 'n harde hart uit die polisie uitgetree het, of uitgetree het.
En met daardie hart het ek saam met my vrou in 'n besigheid ingegaan en 'n haatvol persoon, haat in my hart gehad het. En dit was daai een dag, ons het 'n kleuterskool gehad en my gunsteling gedeelte van die kleuterskool was die baba klas. En die een dag, dit was 'n Dinsdag of 'n Woensdag, was in die middel van die week gewees, het ek het die babas gehuil en ek het ingegaan en hulle was besig met babas daar en ek het een babatjie opgetel wat gehuil het en die babatjie maar arms vasgehou en terwyl ek na hierdie kant kyk, dit was nou 'n swart seentjie gewees, so boshare, krul, lyk amper soos Ian, krul swart haartjies. En terwyl ek na hierdie kant kyk, nou moet jy weet, dinge het nog nie in my lewe verander nie. Nou kyk ek na hierdie kant en ek kyk in sy oë en hy oë is groot pikswart oë, kyk so direk vir my. En daai een handjie gaan op hom, weet dat hulle wil in jou mond vat of aan jou vat. Maar die oomblik toe daai hand so wil gaan uitstrek, toe wys die Here vir my die onskuld van 'n kind. En die oomblik toe ek daai kind so kyk na en toe begin die Here in my hart werk en dis asof die Here net vir my sê dit is 'n onskuld vir 'n kind. Dis keuses wat daai kind eendag in sy lewe gemaak wat gaan veroorsaak of hy nog goed of nog sleg gaan uitdraai. En op daardie oomblik toe ek daai kind so vashou, is dit asof daar 'n skeer in my hart gekom het. En ek het net daar met die kind te maak dat ek afgesak op my knie en ek het begin huil en ek het begin bid. En ek het besef dat met wat se oë ek na hierdie kind gekyk het. Met hierdie hartvol hart. En daai oomblik toe ek die Here toegang gegee tot my hart, toe my hart oopgemaak word en ek die Here toegang gegee het, toe dinge my lewe begin verander. Daar het die Here my hart van 'n klip uitgehaal en vir my hart van vlees gegee. En daar het dinge my lewe begin verander. En daar het my hart begin groei. Dis ek dink uit dit het ons bediening begin kom. Maar as omdat ek bereid was om my hart oor te gee en sê Here, ek kan nie meer nie. Ons as mans moet op baie punt kom. Party van ons sit hier met 'n harde hart. Kwaad vir die wêreld, kwaad vir omstandighede. En miskien met haat. Maar ons kan niks doen nie, die Here kan niks doen as ons nie vir hom toegang gee tot dit toe. As ons nie ons lewe oopmaak en sê Here, vat hierdie ding uit en gee vir my dit wat U gee. Want dan sit die Here ander lense op jou oë. Jy begin na omstandighede anders te kyk as wat jy voorheen na gekyk het. Daardie dag het ek vergifnis gevra en toegelaat dat omstandighede my gemaak het. Onthou, ek was 'n kind van die Here. Ek was 'n Christen, ek kom uit 'n Christelike huis uit. Ek het alles geken, maar ek het toegelaat dat omstandighede my verander. Ek het toegelaat dat mense my verander. Maar die oomblik toe ek op 'n punt kom wat ek sê ek kan nie meer so aangaan nie. En ek het oorgegee aan die Here. Want ek glo ek was 'n prideful man. Ek het die wet geken, ek het dinge geken. As ek uniform aangetrek, my badge gehad het, was ek in beheer. En ek dink dit is waar pridefulness ingekom het. En die oomblik toe ek daai goed oorgegee aan die Here, toe die Here begin werk in my lewe. En ek dink as op daardie punt wat ons op 'n plek moet kom vir al ons mans. Want die Here werk so, weet jy, dit is so, ons is hoof en priesters van ons huis, ons mans. En as jy verander, gaan jou gesin verander. As die hoof verander, gaan die liggaam verander. Maar dit sal moet begin met ons, as die hoof, die priesters van ons huis. Nou ek wil 'n paar sleutels vir julle gee vanoggend, wat ons kan toepas, hoe om 'n man na God se hart te kan werk na toe, om 'n man na God se hart te kan wees. En die eerste sleutel wat ek wil gee, en in elke sleutel gaan ek vir julle challenge met 'n vraag. Iets wat ek wil hê, julle moet self kyk na julleself in julle harte. Die eerste sleutel is 'n man na God se hart, is 'n man met geloof. A man after God's heart is a man of faith. Samuel 14 vers 45. En hierdie is vir my die mooi deel van vir die hele ware verhaal van Dawid.
Hy sê daar maar Dawid skree terug, en nou moet julle weet, Goliat staan daar, en Dawid skree terug, hy sê, jy kom na my toe met 'n swaard, 'n spies, en 'n kromswaard, maar ek kom na jou toe, in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die magtige Israel, wat jy staan en beledig. En dit is wat vir my amazing was, as ek kyk na hierdie hele prentjie, tussen Dawid en Goliat. Goliat staan daar, Goliat is 'n groot reus, 'n sterk man. Hy staan daar, en hy's bewapen met 3 wapens. Hy weet Israel is bang vir hom, hy weet hy's 'n reus, en hy weet hy's fisies sterk, maar hy kom na Dawid toe met 3 wapens. So hy het eintlik staat gemaak in sy wapens. En toe kom hy daar op die oorlogsveld, en Dawid staan daar, en tog sê Dawid vir hom, weet jy, kom met al hierdie goed na my toe, maar ek kom na jou toe. In geloof, want ek ken my God. Ek kom in die naam van die Here. Dawid het nie sy geloof in sy wapens gestel nie. Hy het geweet, God gaan, soos in die verlede, hierdie Goliat, hierdie reus, van hom uitlewer. Nou, ek weet nie of julle verder daai verhaal, maar ek gaan nou daarby kom. Baie van ons, wie van julle manne was fighters gewees op skool? Wat gehou het, hulle daai tyd genoem, weet om te baan. Onthou julle die woord baan? Ja. Dan kom jy daar op pauses of na skool, dan is dit soos 2 hane. Weet, ons loop so vir my, kyk vir mekaar, weet. Maar kyk eens oor, wie is die ouens wat gefight het? Ek wil nie alleen wees nie. Dan kom jy nou daar, nou is almal, dat die hele krowd, die ouens, die kinders maak sommer so kruit rondom. So jy kan nou nergens, jy moet maar nou fight. Nou staan jy daar, dan trek jy so streep. Dan sê jy trek, kom, trap oor die streep. Ek's reg. En dan waag jy vir hy om uit te kom. Met die hoop, hy doen dit nie. Dan kan ons sê, okay, sê, jy is bang, gaan huis toe. Maar in 'n geval, jy waag vir hy om oor te trap, want as hy oortrap, dan gaan ek vir hom klits. So daar was 'n ultimate gestel, hierdie streepie. Dawid gaan nou, as jy lees op vers 48, toe hulle daar op die oorlogsveld staan, daar's 'n lyn gewees. Het Goliat aangestap gekom na Dawid toe, en hy het oor daai lyn getrap. Dawid het nie op hom laat wag nie, hy het gehardloop na Goliat toe. En hy het daar Goliat gaan verslaan, sommer in sy eie territory. En ek dink dis wat hierdie verhaal vir my so spesiaal maak, is die feit dat ons moet reageer. Jy kan nie 'n man van geloof wees, en net geloof hê nie, jy moet reageer in jou geloof. Dawid het geloof gehad, hy het geweet God gaan hom gee. Maar hy het nie gewag vir Goliat om te kom nie, hy het na Goliat toe gegaan, hy het gereageer op die geloof wat hy gehad het. Die vraag wat ek vanoggend wil vra, en ek wil die vrouens ook insluit in hierdie vraag. Hoeveel van ons manne of vrouens het 'n Goliat in ons lewe wat voor ons staan? Hoeveel van ons maak staat op jou fisiese krag om hierdie ding wat voor jou staan te trotseer? Ek dink dit is 'n manlike ding, jy vra nie sommer vir hulp nie, behalwe as jy gaan visvang, en jy sien ou vang baie meer as jy. Dan hoor jy, wat se dip gebruik jy? Maar anders as ons mans, ons vra nie sommer vra nie, ons vra nie hulp nie. Ons maak staat op ons eie kragte, ons eie magte. Maar as jy 'n man van geloof is, gaan jy jou geloof van God moet kry. Jy sal jou geloof moet versterk deur God. Maar die belangrikste is, jy sal moet uittreë en reageer op dit. Daar moet 'n aksie wees. Dan die tweede stel wat ek wil gee, is a man close to God's heart is a man of repentance. 'n Man naby aan God se hart is 'n man wat van berou en bekering. Nou, berou beteken iemand wat jammer is, wat werklik jammer is, of dit wat hy gedoen het. 'n Man van bekering is iemand wat nie net jammer is nie, maar dit wat hy verkeerd gedoen het, draai hy weg van. Met ander woorde, ek gaan dit nie weer doen nie, ek draai my rug op dit wat verkeerd is.
Psalm 51 vers 3 tot 9. Sê Dawid daar, hy sê, wees my genadig, o God, volgens u troue liefde, wis tog my sonde uit op grond van u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge, en my sonde is gedurig voor my. Teen u en u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat vir u verkeerd is. Daarom is u uitspraak reg en oordeel regverdig. Want ek is 'n sondaar gebore, en dit was toe my ma swanger geword het. Maar u verwag waarheid in die hart. U leer my om wysheid te besit. Neem weg my sonde met hyssop, sodat ek skoon gewas kan wees. Was my witter as sneeu. Nou, ons almal ken die verhaal van Dawid, toe hy gesondig het, deur met Batseba verhouding aan te knoop, en hoe hy probeer het, toe sy nou swanger geword het, probeer het om het weg te steek, deur 'n man van die oorlogveld af terug te bring, en gesê het, gaan slaap by jou vrou, gaan kuier by haar, dat hy daar dronk gemaak om sy sondes te kan verberg. Maar niks het gewerk nie, want God het geweet dat moet uitkom. En het 'n profeet gekos, 'n profeet Nathan, wat gekom het om vir Dawid te sê, maar God weet van wat hy gedoen het. En is op daardie probleem, of op daardie stadium wat Dawid eintlik vir die Here gekom en sê, Here, u ken alles. En net u kan my vergewe, net u kan my skoonmaak. 'n man wat kan berou, wat kan sê ek is jammer, is 'n man wat naby aan God se hart is, om te kan erken. En baie keer van ons doen blame shifting. Dit is maklik om ons probleem na iemand toe te skuif, of om ons probleem te regverdig. Maar to man up, is wat God wil hê ons moet doen. Om op te staan en sê, Here, ek erken ek was verkeerd. Maar Here, vat dit weg. Help my om 'n berouvolle hart te hê. Om 'n hart te hê wat sal my rug draai op dit wat verkeerd is, sodat ek kan doen dit wat reg is. En ek dink dit is wat God wil hê. Dit is 'n man na aan God se hart. Is iemand wat maklik kan sê, ek is jammer. Ek wil die vraag vra, miskien is daar iemand hier wat vandag hier sit. Miskien het die Here al op jou hart gedruk. Miskien, en dis 'n ding wat met my gebeur in worship, waar ek baie keer terwyl ek bid of in aanbidding is, maar die Here vir my situasies wys en sê, ek voel, ek moet na mense toe gaan en gaan regmaak of vergifnis gaan vra. En miskien is daar iemand hier wat juis die Here op jou hart gedruk het, om dinge reg te maak. Want dit is wat God wil hê. Ons kan nie God in waarheid aanbid, terwyl ons vasgeketting is. Vergifnis is een van die beste tools wat daar is om vry te kom van dinge wat jou vashou. Ek sien altyd met 'n beeld van 'n man wat die Here wil aanbid, maar hy kan nie, want sy hande is vas. Nou, hy sing en hy worship, maar hy kan nie sy hande opbring nie, want dit is vas. Maar die oomblik as jy kan vryspreek, breek daai kettinge af. En dis wat God wil hê. Yes. Vra die Here vir vergifnis. Dis wat 'n ware man sal kan doen. Daar is little man, a man close to God's heart is a man of prayer and worship. 'n man na God se hart is 'n man wat van gebed en aanbidding. En weet jy wat, vir my is dit belangrik. Dit is krities vir 'n man om te kan bid. Vir 'n man om in aanbidding te kom. Juis omdat hy die hoof is. Jy is die een wat nader aan God se hart moet wees om jou gesin te kan bedien. 1 Samuel 6 vers 14. Lees daar, hy sê, Dawid het met volle oorgawe voor die Here gedans, terwyl hy slegs 'n linne skouerkleed aangehad het. Nou ek wil dit nou nie voorstel aan die manne. Maar wat daar gestaan het, is Dawid was nie bekommerd oor wat mense rondom hom sê of dink of doen nie. Sy fokus was op God gewees. En baie keer as ek agter staan in ons is aanbidding, dan jy kan sien, die vrou is diep in aanbidding. En die man sit met 'n bietjie, hy hou vas, hy kan nie deurbreng. Maar dan kan ek vir julle een ding sê, nou wat vir my
uiters belangrik is. 'n Man wat voorloop, is 'n man wie se gesin gaan volg. Ons kan nie toelaat dat die vroue 'n voorloper moet wees in ons geestelike lewens teenoor ons gesin nie. Ons as mans moet begin opstaan en dit vat. Dit wat God op ons geplaas het, moet ons begin vat. Ons is bang as mans om ons emosies voor God oop te maak. Ek dink baie keer wil jy nie toe oop bid nie, want jy is bang, as jy toe oop bid, dan kom daar dinge uit wat jy nie graag wil sê nie. As ons berading doen, huweliksberading doen, ons selfs met 'n huweliksvoorbereidingskursus, as ek 'n gedeelte van gebed doen, weet jy hoe baie mans sal sit en vra, weet jy, bid jy? Kan jy bid? Dan sê ja, ek bid. Dan bid julle saam, sê nee, ek bid alleen. Ek sal vir my vrou bid, en ek sal alles doen, maar ek bid alleen. En dan sal die meisie daar opkom vir hom en sê, maar hy is eintlik 'n saam ouetjie, hy sal nie so vir mense bid nie. OK. Maar die woord sê, waar 2 en 3 by mekaar is, in gebed, wat saam staan in gebed, sê die woord, en dit is 'n belofte dat God saam met hulle gaan wees. En wat ook hulle God vra, sal hulle kry. Nou daar's niks sterker as 'n band tussen 'n man en vrou. En as man en vrou saam kan bid, saam kan stem, hoe sterk kan daai gebed nie wees? Want ek wil julle uitdaag. Kom maar uit daai boks uit. Dis nie 'n teruggetrokke persoon nie. Enige persoon kan met enige persoon praat. 'n Man kan gesels. Maar kom uit daai boks uit. Begin om 'n verhouding met God te bou. Deur te begin bid. Want 'n belangrike gedeelte is, en ek wil nie vooruit hardloop nie, maar vir my is dit belangrik is dat as die hoof van die huis, as hierdie kop, die man se kop, as hy hoof, sy hoof in beheer van God en die Heilige Gees plaas. En God vat daai man se kop en hy draai hom in 'n rigting. En dis wat God wil doen, hy wil ons in die regte rigting wys. En daai kop sien daai rigting en hy gaan die liggaam volg. En dis hoe die gesin volg, 'n man volg, as hy toelaat dat God die rigting aanwys. Maar ons kan dit nie doen as ons in gebed met God kom. As ons onsself nie voor God plaas in aanbidding en in gebed nie. Daar was een keer hulle daar gesit, van hy selfdryf wat Dr. Gerry is. Het daar 'n paartjie gestaan met 'n baba, die man het sy dogtertjie op sy heup gehad. En in worship, nou die man en vrou albei het geworship, en hulle hande was op en hulle was diep in worship. Daai dogtertjie, daai dam het so gemaak toe. Maar toe sy sien wat haar ouers doen, het sy op die heup gesit met haar hand in die lug. En dit is wat eintlik waaroor dit gaan, is die feit dat ouers moet ons kinders leer hoe om dit te doen, maar ons kan dit nie leer as ons dit nie self toepas nie. Kinders sien wat ouers doen. Veral julle as ouers, as paas. Kinders kyk. Ek het geleer braai omdat ek my pa dopgehou het. Ek kan daarom 'n tyre change want ek het gesien wat my pa doen. Maar deesdae kry ek goeie tyres. My kinders weet nie om tyres te change nie. Maar ek glo hulle kan. Dit is die invloed wat 'n biddende pa het op sy kinders. As ek kyk na daai prentjie. Nou die vraag wat ek wil vra vir die paas. Is aanbidding 'n prioriteit in jou lewe? Is gebed 'n prioriteit in jou lewe? A man who worships and prays is a man that stays humble before the Lord. En dis 'n feit. Die vierde stelsel is 'n man, na God se hart is 'n man van moed. A man close to God's heart is a man of courage. En ek lees so graag in 1 Samuel 30 vers 6, en dis die King James gedeelte. Hy sê, and David was greatly distressed. So David was diep in gestres, want sy eie manskappe wil hom doodmaak. For the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his son and for his daughters. But David encouraged himself
in the Lord is God. So Dawid het op die ouend vandag, waar hy in 'n plek gekom het, wat hy sy eie mense teen hom gedraai het hy homself in 'n plek gesit, wat hy homself bemoedig deur God. Ek dink dit is goed dat ons as man op 'n punt bekom van ons lewens, dat ons moet ophou plannetjies maak, en begin ons moed in die Here plaas. Toelaat dat die Here begin ons sterk maak, om deur goeders te gaan. A true courage, of ware moed kom, met die gewete dat jy weet, dat God is vir jou, en saam met jou. As ons daai ding verstaan, dat God is vir jou, en hy saam met jou, het jy die moed, om dinge aan te pak. Jy gaan dit kan doen. En dan wil ek graag klaar maak met die laaste sleutel, die 5de sleutel. A father close to God's heart is a father that can lead his family. 'n man aan God se hart is 'n vader wat sy gesin kan lei. En dit is belangrik dat ons as ouers, ma's en pa's, 'n voorbeeld vir ons kinders moet wees. Vir al die pa's. En wat vir my lekker is, wat goed is van hierdie gemeente, jy sien gesinne sit. Daar is nie net 'n ma wat met die kinders kerk toe kom, of net 'n pa wat met die kinders. Ons is hier as 'n gesin, en dit is 'n goeie voorbeeld wat ons het. 'n goddelike man prioriseer sy verhouding met God die Vader. Matteus 6:33 sê so mooi, hy sê, nee, maak die heerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteite. Dan sal God vir julle al hierdie dinge byvoeg. Nou ons weet binne in 'n gesin hoe om God eerste te stel. Weet ons ken, as ons die huwelikskursus doen, is daar 'n raamwerk wat ons werk oor hoe God dinge in plek sit vir die huwelik. En dis God eerste. En dan man en vrou en dan die kinders en dan volg die res. Daar moet 'n regte volgorde wees. Maar ons moet ons prioriteite reg hê. As ons beradings doen en ons praat met die mense oor wat is jou prioriteite in die verhouding. Dan is dit baie keer die man wat sal sê, weet hulle sê dit maar altyd, of hulle doen weet ek nie, maar hulle sal altyd sê God is eerste. En dan sal 'n man baie keer sê God eerste, tweede my werk, dan my vrou, dan my kinders en dan die res. Want die man voel, hy is die voorsiener, so sy werk is belangrik, want as hy nie werk het nie, kan hy nie voorsien. Dan begin hulle prioriteite verander. En as jy praat met die vrou, dan as die vrou sê, God eerste, tweede my kinders, en dan my man, en dan volg die res. Want die vrou kyk nou weer dat 'n kind is 'n weerlose wese. Sonder 'n mamma gaan hy nooit kan survive nie. So, hy moet daarbo wees. Maar wat ons baie keer nie verstaan is, kinders word groot, hulle gaan uit die huis uit. En as hulle huis uit is, dan is die hele ding in sy piekie in. Want as ons die orde reg het van God, man, vrou, dan kinders. Want as die kinders wegskuif, is man en vrou nog steeds dan. Behalwe as hulle beplan aan 'n laatland nie. Maar dit is belangrik dat ons weet dat 'n man is nie die voorsiener van sy gesin nie. Hy is die een wat God se liefde reflekteer aan sy gesin. En jy kan net 'n refleksie hê as jy reg gedraai is om jou fokus op God te hê, dat dit wat God vir jou wys, dit wat skyn, kan reflekteer na jou gesin toe. Met ander woorde, hy projekteer God se liefde, God se hart na sy familie. En ek dink dit is belangrik dat ons leef in 'n besige wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar pa se aandag so besig is met werk en dinge wat ons besig hou. Maar ek dink dit is belangrik dat ons terugkom en ons prioriteite reg kry in ons gesinne. Dat ons begin aandag gee aan ons vrou en ons kinders. Want enige manier, hoe ook jy daarna kyk, 'n man na aan God se hart is 'n man wat 'n gesin reg lei. En daarmee wil ek afsluit. En ek wil net sê dat in Deuteronomium 6 vers 5 tot 7
Hy sê, julle moet julle Here, jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Jy moet jouself heel hartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Dan sê hy in vers 7 wat belangrik is, hy sê, skerp hierdie woorde by jou kinders, skerp die woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor by die huis, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy gaan opstaan. Dit is ons verantwoordelikheid as paas, om hierdie goeders in ons kinders se lewens vas te maak. Die kerk is daar as 'n hulpmiddel, maar hierdie verantwoordelikheid begin by die huis. Vaders, ek wil vir julle aanvra om op te staan as vaders. Vandag is Vadersdag en dit is 'n dag waar ons eer gee aan ons vaders. Maar vaders, ons moet opstaan en ons rolle begin opneem, dit wat God vir ons gegee het, om ons gesin met die woord van God te kan bedien. Want dit is hoe jy op die ou en vandag 'n man na God se hart. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons vanoggend net dit wat U op my hart geplaas het, Here, dat ons as elke pa, elke man wat hier sit, Here, of al het ons nog nie kinders nie, maar ons self kan voorberei vir wanneer ons gaan hê. Maar Here, dat ons hierdie woord ernstig sal opneem. Ons pa wees, ons man wees sal opneem. En Here, dat ons 'n man sal wees aan U hart, omdat ons onsself oorgee aan U. En Here, toelaat dat U Gees ons sal lei. Dat ons ore sal toemaak vir die wêreld en wat die wêreld sê wat 'n man moet wees. Maar Here, dat ons gaan kyk na wat U sê, sodat ons ook 'n man kan wees naby aan U hart en dat ons dit sal doen wat U wil hê ons moet kan doen. Here, ek seën elkeen hierson. Dit Vader vir ons as paas dat ons hierdie taak wat U vir ons gegee het, hierdie roeping wat op ons geplaas het, dat ons dit voluit sal lewe nie. Amen.